Goeiemôre en baie welkom by deel 6 van ons preekreeks Radikaal, waarin ons kyk na 'n wye spektrum van radikale temas wat so belangrik is vir jou en my as kind van God. En vanmôre kom ons dan by deel 6 en ons gaan 'n bietjie stil staan by die tema vanoggend, naamlik radikale aanbidding. Nou in die konteks van die kerk vandag, hoor mense baie keer die woord aan die begin van 'n diens. Ons gaan nou in 'n oomblik van aanbidding in, of 'n tyd van aanbidding in. En aanbidding word baie keer gedefinieer as die 20 of die 30 minute van sang voordat die preek begin. In die moderne kerk konteks word die diepte van aanbidding ook dan bepaal deur die vlak van professionaliteit wat uitgeoefen word. As die musiek goed, foutloos en op 'n hoë standaard is en mense het 'n goeie ondervinding op 'n Sondagoggend of op 'n Sondagaand diens, dan sê mense gewoonlik dat die aanbidding was goed geweest. Dit was geesvervuld of anointed geweest. Daar was 'n atmosfeer wat veroorsaak het dat die Heilige Gees kon werk. Aan die ander kant, as die musiek dalk nie volgens verwagting was nie, daar's miskien dalk 'n mikrofoon wat geraas het of iemand het van noot af gesing, dan sê mense baie keer vanoggend was die aanbidding nie so goed geweest nie. Ek het nie 'n emosionele ervaring gehad nie. En die punt is dit, alhoewel gemeentesang beslis 'n deel uitmaak van ons aanbidding as kinders van God, is dit maar net een aspek van die totaliteit van aanbidding. John Piper definieer aanbidding as volg: True worship is a valuing or a treasuring of God above all things. Aanbidding van God is nie net die liedere wat ons sing nie. Dit is baie meer as dit. Ware aanbidding is 'n leefstyl van toegewydheid aan God. Ware aanbidding is 'n leefstyl van liefde vir God. En ware aanbidding is 'n lewenswyse, dis 'n manier van leef. Met ander woorde, hoe ons leef is 'n refleksie van die diepte van ons aanbidding. Jy sien, 'n mens kan die mees ongelooflikste ervaring in 'n oggenddiens hê en daar's niks meer fout nie, dis reg en is goed. Maar as ek en jy uitstap na daardie ervaring en dit het niks in ons lewe verander nie, dan beteken dit eintlik, dit was maar net 'n lekker oomblik gewees. 'n Radikale aanbidding is om die Here en hom alleen te aanbid. Dat niks anders in hierdie lewe vir my belangriker is as hy en wat hy wil hê nie. Dat dit beteken dat daar geen plek is vir ander gode en wat ook al dit in ons lewe is wat belangriker is as hy nie. En hy's die belangrikste, hy's die eerste plek, hy's die laaste plek, hy's die plek waarop my fokus is, hy's die een waarna toe ek hardloop as dit moeilike tye is. En elke aspek van my lewe is onderworpe aan die Here. In Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot 30 lees ons hierdie baie bekende gebeurtenis waar Jesus op pad van Judea is na Samaria toe. En dan sien ons dat Jesus kom by hierdie fontein en hy wil water hê om te drink. En terwyl hy daar sit, dan kom hierdie Samaritaanse vrou en sy kom ook daar sit by hierdie put. En sy sê dan vir hom, hoe is dit dat 'n Jood vir 'n Samaritaan water vra? Want Jesus het vir hom gevra, gee vir my water om te drink. Want jy sien, die Jode het die Samaritane as vuil goed en onrein gesien. En die Jode het geglo dat hulle verhewe is bo die Samaritane. En dan sien ons, hier is hierdie gesprek wat plaasvind, waar Jesus verduidelik, maar hy het die lewende water, en as jy van sy water drink, wat hy gee, dan sal jy nooit weer dors kry nie. En dan sê hierdie Samaritaanse vrou vir hom, Here, maar gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer sal dors kry nie. En dan sê Jesus vir haar, gaan roep jou man, en kom hier, en dan antwoord sy, ek het nie 'n man nie, en dan sê Jesus vir haar, ek weet, jy het 5 mans al gehad, en hierdie is ook nie jou man nie. En dan lees ons vanaf vers 19 tot vers 24 die volgende. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar,
Glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en die tyd is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis sê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. God is Gees en die wat hom aanbid moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Jesus kom sit by hierdie fontein in die middel van die twee aanbiddingsplekke. Die aanbiddingsplek van die Jode in Jerusalem, die tempel, en aan die ander kant die aanbiddingsplek van die Samaritane, die berg. Jerusalem in die suide waar die Jode in die tempel aanbid het, en dan die plek in die noorde waar die Samaritane aanbid het. Die twee plekke wat sentraal was aan hierdie twee groepe mense se aanbidding teenoor hulle God. Die plek waar hulle God se teenwoordigheid ervaar het en beleef het. Twee plekke wat ononderhandelbaar was vir hierdie twee groepe mense. Die berg vir die Samaritane, die tempel vir die Jode. En dan kom Jesus en hy sê die ondenkbare woorde vir 'n Jood of 'n Samaritaan. Hy sê, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie meer op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Jy sien, hierdie woorde sou ondenkbaar vir 'n Jood of 'n Samaritaan gewees het. Want dit is dan die plek waartoe hulle sou gaan om God te aanbid. Vir die Jode die tempel waar die hoëpriester eenmaal per jaar in die allerheiligste ingegaan het om bloedoffers te bring vir die sonde van die Jode. Nou binne die konteks van Jesus wat die lewende water gee, maak hy 'n regstelling om te sê, aanbidding vind nie op 'n spesifieke plek plaas nie, al kom ons baie keer saam om te aanbid, maar dit is nie alleenlik waar God aanbid kan word nie. Maar dat aanbidding is in die hart van die mens, en dat ons die Vader in gees en in waarheid moet aanbid, valuing and treasuring God above all things. Want jy sien, 70 na Christus val die Romeine Jerusalem in en die tempel word aangeval. Die plek waar die Jode God se teenwoordigheid ondervind het, is totaal vernietig. Soveel so dat nie een steen op mekaar bly staan het nie. Maar dit is ook die vervulling van die profesie wat Jesus gemaak het in Matteus hoofstuk 24 vers 1 tot 2 toe hy gesê het: toe Jesus van die tempel af weggaan, het sy disippels nader gekom en sy aandag op die tempelgeboue gevestig. Maar hy antwoord hulle: julle sien al hierdie dinge, dit verseker ek julle. Hier sal nie een klip op die ander bly nie, alles sal afgebreek word. Dit sal vernietig word. Die ultimate teken vir die wêreld dat aanbidding nie net tot die Jode beperk was nie, dat aanbidding nie net tot die tempel beperk was nie, maar dat ek en jy elke oomblik van elke dag die Here in gees en in waarheid kan aanbid. Nou daar is 4 kenmerke van iemand wat die Here radikaal aanbid. En ek en jy moet ons harte ondersoek en sê, Here, maar is dit 'n realiteit ook in my lewe? En ons moet hierdie vraag vir onsself vra. In die eerste plek, iemand wat die Here radikaal aanbid, is iemand wat die Here alleen dien. Daar is niks wat vir daardie persoon belangriker is of die plek kan vat van God nie, want hy dien die Here alleen. Jesus is in die woestyn en hy word deur die duiwel versoek. En die duiwel neem Jesus na 'n baie hoë berg toe en hy wys hom die koninkryke van die wêreld en hy sê vir hom, buig voor my neer en ek gee jou die koninkryke van die wêreld. En dan antwoord Jesus hom in Matteus 6 vers 13 as hy sê, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. 2 belangrike dinge hier. Eerstens, sien ons dat die vyand ons onverdeelde trou aan God uitdaag
Soveel so dat hy self, Jesus, die Seun van God, hy het presies geweet wie Jesus, maar hy daag hom uit en hy kyk of Jesus werklik waar die Here sy God alleen dien. Tweedens sien ons dat Jesus die woord gebruik as sy basis om versoeking te verweer. Al is Jesus self God, kies hy om die woord aan te haal om die duiwel te staan. En in Deuteronomium 6 vers 14 tot 15 sien ons dieselfde, wat hy sê, jy mag nie 'n ander God aanhang nie, ook nie gode van die volke in jou omgewing nie, want die Here jou God eis onverdeelde trou aan hom. Hy is by jou, en as jy ander gode aanhang, sal sy toorn teen jou ontvlam, en sal hy jou van die aarde af wegvee. Jy sien, radikale aanbidding is wanneer ek jou en my liefde vir God eerstens uit hom uitkom. Jy sien, hy het sy seun gegee, Johannes 3 vers 16, om te sterwe sodat ons kan lewe. En nou kom ons in ons gebroke menslike manier om te sê, Here, daardie selfde liefde wat U vir my het, wil ek vir U op 'n manier probeer teruggee, want U is die enigste God wat belangrik is in my lewe, en U alleen dien ek. En die vraag vanmôre vir jou en my is, dien jy die Here en dien jy hom alleen? En elkeen van ons moet vir ons daardie vraag afvra. Maar die tweede kenmerk van iemand wat die Here radikaal aanbid, is iemand wat in totale oorgawe aan die Here lewe. Die natuurlike gevolg daarvan om God alleen te dien, is sekerlik om in totale oorgawe aan hom te lewe. Romeine 12 vers 1 tot 2. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as 'n lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is wesenlik van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. As ek en jy hom aanbid en hom dien, dan word ek 'n lewende offer wat daagliks 'n oorgawe aan die Here wil lewe. Ek is nou deel van die lewe wat oorgegee is aan die Here. Paulus stel dit so mooi as hy sê, dit is wesenlik van julle godsdiens. Met ander woorde, dit is wat vir God goed en reg en aanvaarbaar is. Radikale aanbidding vra altyd eerste, is hierdie vir God aanvaarbaar of nie? Dit gaan oor meer as my eie belang, maar dit gaan oor God se belang. En daarom sê 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20, of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon, want van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Paulus vat dit verder in Efesiërs hoofstuk 6 vers 9 tot 11 as hy sê, uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. En die vraag vanmôre is, lewe jy in totale oorgawe aan die Here? 'n derde kenmerk van iemand wat die Here radikaal aanbid, is iemand wat in totale afhanklikheid van die Here lewe. Psalm 62 vers 6 tot 9 sê dit so mooi, as hy sê, net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek, net hy is my rots en my redding, my veilige vesting. Totdat ek stewig staan, God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrou altyd op hom. My volk, stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Die Good News Bible sê in vers 6 so, I depend on God alone. I put my hope in him. Jesus stel vir ons die voorbeeld in Johannes hoofstuk 5 vers 19. Ons lees die volgende, toe het hy hom verweer en vir hulle gesê,
Dit verseker ek julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die seun net so. Hier kom verklaar selfs Jesus sy afhanklikheid van die Vader. Jesus kom maak dit duidelik dat hy niks sonder die Vader kan doen nie. Jy sien, om God te aanbid beteken dat ons in afhanklikheid van hom moet lewe, en as Jesus in afhanklikheid van die Vader lewe, hoeveel te meer moet ek en jy nie in afhanklikheid van die Vader lewe nie. Matteus 5 vers 3 sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die hemel. Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en wat sy wil is, en dan sal hy al hierdie ander dinge ook vir julle gee. En die vraag vanmôre is, lewe jy en ek werklik waar in totale afhanklikheid van die Here? En dan die vierde kenmerk van iemand wat totaal in aanbidding van die Here lewe, radikaal in aanbidding teenoor die Here lewe, is iemand wat op God gefokus is. Sy gedagtes is by die dinge van die Here. Jakobus 4 vers 4 tot 5 sê, weet julle nie, julle ontroues, dat vriendskap in die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê, dat God die Gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Jy sien, dit is God se begeerte, dat ons totaal op hom gefokus moet wees. Woord van die Here sê vir ons, fokus julle gedagtes op die dinge daarbo en nie dit wat op die aarde is nie. Daarom is radikale aanbidding 'n enkelvoudige ingesteldheid, 'n single-mindedness op die Here. En dan sien ons in Openbaring 5 vers 9, 14 vers 3 en 15 vers 3, dat wanneer ons op hom gefokus is, dan is daar 'n nuwe lied van aanbidding in ons harte en wat uit ons mond uitvloei. Wat sê, waardig is die Here, groot en wonderbaarlik is u dade. God is almagtig, u is reg en betroubaar, u is heilig, Here. En die vraag vanmôre dan is, lewe ek en jy nog wanneer met 'n fokus op die Here? Lewe ons met 'n fokus op die Here? En die vraag vanmôre is, waarom is radikale aanbidding dan so belangrik? Want jy sien, soos ons hom aanbid, so begin ons hom dieper en dieper leer ken. En ons gaan op 'n dieper vlak in ons verhouding met die Here, wie hy is, wat hy kan doen. En ek wil vir jou kom sê vanmôre, mag God die begeerte in jou laat groei om meer en meer in radikale aanbidding teenoor hom te lewe. Dat jy die begeerte sal hê om hom te wil dien. Mag sy Gees jou verander om in totale oorgawe te lewe teenoor hom en dat jy hom beter sal leer ken. Mag jou kennis van hom verdiep sodat dit jou hele lewe verander om totaal afhanklik van hom te lewe. En mag jou hele denke, jou hele hart, jou hele verstand, jou hele wese op hom gefokus is. Minder van ons, meer van hom. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir U so dankie, Here, dat ons U nie meer op 'n berg of in 'n tempel hoef te gaan aanbid nie, Here. Maar Here, dat ons U in gees en in waarheid kan aanbid. Here, dankie dat ons toegang het elke oomblik van elke dag tot die allerheiligste plek, die troon van genade. Here, my gebed is, Here, dat elkeen vanmôre, Here, hierdie ingesteldheid sal hê, Here, om U bo alle dinge te dien. Here, dat ons totaal in oorgawe teenoor U sal lewe. Dat ons in totale afhanklikheid van U sal lewe, Here. En mag ons totaal op U gefokus wees. En Here, mag deur dit wat ons doen, hoe ons lewe, Here, meer en meer mense na U toe trek.
Ons bid dit in Jesus naam.